dankie vir die teenwoordigheid vanmôre hier. Dankie vir die Gees, Here, se salwing vanmôre in hierdie diens. Here, gee vanmôre vir ons die woord, gee vanmôre vir ons die boodskap, dat dit nie vandag oor ons gaan nie, Here, ons wil nie raak gesien word nie, maar ons wil graag, Here, dat die woord, Here, wat bedien gaan word, Here, 'n woord van krag en verandering in ons elkeen se lewens sal wees. Ons dankie vir die genade, ons dankie vir hierdie dag, ons dankie dat ons vanmôre weer die voorreg het om 'n tyd in die woord te kan spandeer, Here, maar nie net vanmôre nie, ook so elke dag in ons lewens. Daar waar ons vanmôre na U huis toe gekom het, Here, om 'n antwoord te kom ontvang, Here, waar elkeen op 'n besondere manier met ons praat, Here, en dat ons ook kan luister as die Gees, Here, met ons praat. Open ons geestesore, Here, maak ons verstand helder, Here, staan vanmôre by elke stoel, elke persoon vanmôre stil, Here, dat ons vanmôre ook kan sê, ja, Here, ons luister. Seën ons elkeen vanmôre, Here, seën ook elkeen wat ingeskakel is, dat hierdie diens nie oor ons sal gaan nie, dat hierdie lewe nie oor ons sal gaan nie, Here, maar dat daar 'n verandering en 'n vernuwing in ons gees sal wees, 'n herstel in ons verhouding met U sal wees, en dat ons kan stil en nederig in ons harte raak, en vir U al die lof en die eer en die prys kan gee. Here, laat dit vanmôre wees volgens U wil, Here, en word U daardeur verheerlik, want U alleen is waardig om aanbid te word. Ons dank U vir die genade, ons dank U vir die voorsiening, ons dank U vir die herstel, ons dank U vir die nuwe lewe, Here, wat ons by U mag ontvang, en dat ons vanmôre kan in stilte in ons harte na U toe kom, en vir U kan vra, Here, spreek U diensknegt luister. Seën ons elkeen vanmôre ryklik, Here, en ons dank U en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, mag maar sit. Mag die Here ook dan vanmôre vir ons elkeen ryklik seën wat hierso is. Dat ons ook vanmôre met 'n vreugde en 'n dankbaarheid na die huis van die Here toe gekom het. Dit is altyd vir my so groot voorreg om die woord van die Here te kan bedien. Ons ook vanmôre kan stil staan in die woord van die Here. Dat ons ook vanmôre kan hoor wat die Here deur sy Gees met ons elkeen gaan praat. Daar waar ons vanmôre hier ingekom het met 'n leegtyd in ons harte vanmôre. Daar waar ons vanmôre in die huis van die Here gekom het met 'n tekort in ons lewens. Daar waar ons vanmôre gekom het met pyn en seer en verlies in ons lewens, bring ons vanmôre ons lewe terug na God toe. En ons sê, Here, ons is swak, Here, maar ons weet dat U kragtig en sterk is. Ons verlossing wil ek vanmôre vir U die belofte gee, is net in Jesus Christus alleen. Ons as mens kan maak wat ons wil, ons kan doen wat ons wil, ons kan probeer soos wat ons wil, maar die Here se wil sal geskied. Die Here sal vir ons op 'n nuwe weg lei waar ons moet gaan. Ons kan nie net hier bly stil staan die hele tyd by die omstandighede en hierdie lewe waar ons is nie. Dit is tyd dat ons moet begin aanbeweeg en sê, Here, ek weet nie waartoe nie, Here, maar ek weet, daar waar ek gaan, sal U saam met my wees. U sal vir my die weg wys, U sal vir my die pad wys, U sal vir my die deure oopmaak in my lewe, daar waar dit vandag vir U en vir my so donker voel, daar waar daar vanmôre soveel stikkingheid in ons lewens is. Ek en Teresa was maandag in Sabie gewees, kosbare vriend wat saam met my groot geword het op die wees. Ons was so naby aan mekaar gewees vir 'n klompie jare. Ek sê vir Teresa, ek is dankbaar toe hy ons geroep het in Sabie Hospitaal, dat ons gepak het en ons het gery en ons het hom gaan sien, gesalf en vir hom gebid, vir hom gevra, Nikkie, is jou saak met God reg? Toe sê hy vir my saak met God is reg. Ek is gereed om huis toe te gaan. Ons het nog steeds daai hoop gehad, ons het nog steeds daai vertroue gehad, dit sal goed gaan. Maar die Here het dit so beskik om hom op die 25ste April na die ewige huis toe te neem. Dit was nie maklik gewees maandagmôre in daai gemeente voor die Evangelie Kerk in Sabie nie, want sy broer het vir my gevra ek moet die bedankings doen en ek het vir hulle gesê as ek niks hoef te doen nie, sou dit vir my as mens, as vriend van hom, veel beter gewees het. Maar dit was vir my voorreg gewees om die bedankings te kan doen. Was nie maklik gewees nie.
Ons elkeen het al by die dood stil gestaan van 'n geliefde wat weggeneem is. Maar ek wil vanmôre vir u sê, die Here gee vir ons die krag en die sterkte om deur daardie storms te gaan, deur daardie versoekinge te gaan, deur daardie pyn en daardie verlies te gaan, deur daardie tekorte te gaan. En as ons volgende week of voor 'n maand gaan terugkyk, gaan ons sê, Here, as dit nie vir u genade en u teenwoordigheid was nie, Here, was ons nie vandag hier gewees nie. Ons kan nie net elke dag opstaan, ons kan nie net in die oggend opstaan en sê, dit is maar net nog 'n dag, ons sal sien wat gaan gebeur nie. Ons moet in die oggend opstaan en sê, Here, hierdie dag, hierdie woord is u sin, en ek neem dit as my eie en ek maak dit my eie goed. Here, gaan vandag voor my uit, Here, dit is onbekend, maar ons weet, Here, aan u is dit bekend. Ons almal het foute, ons almal is swak, niemand van ons is volmaak nie, net God alleen is volmaak. Maar ons kan luister en kan hoor en bereid wees om te sê, Here, verander my, neem daardie swakheid, Here, daardie pyn wat ek het, neem dit weg uit my lewe uit, Here, en vul my met die Heilige Gees. Ons kan nie volgende week nog steeds stikkend en leeg wees nie. Ons kan nie oor 'n jaar nog steeds leeg wees nie. Wanneer gaan ons by die put van die lewe kom en daar by daai fontein sit en sê, Here, hier is ek vanmôre. Ek het vanmôre 'n dors in my siel. Ek het vanmôre 'n dors in my gees, Here, om in die teenwoordigheid vanmôre hier te wees. En daarom vra ons dat u vanmôre hierdie woord sal seën. Here, dankie vir u genade. Dankie dat ons vanmôre, Here, met 'n verwagting hier is. Seën ons verder, Here, en lei ons in krag en sterkte. Maak ons nederig, maak ons dankbaar, Here. Maar gebruik ons, Here, as 'n arbeider in die koninkryk, Here, waar u sê, die oes is groot en die arbeiders is min. Verander ons gedagtes, hou ons gedagtes vanmôre gevange, Here, en staan by elke persoon vanmôre in die gees stil, Here, dat ons vanmôre, Here, in blydskap en vreugde hier sal uitgaan. Gaan nie oor my as pastoor nie, dit gaan nie oor my as bedienaar van die woord nie, Here, want u sê die woord bly nederig, ek sal julle verhef. Maar ons wil vanmôre, Here, u verheerlik, en ons dank u daarvoor, ons bid dit in Jesus naam, amen. Goeiemôre en baie welkom aan elkeen by vanmôre se diens. Eerstens wil ek graag aan elke moeder 'n baie mooi Moedersdag vandag toewens. Mag dit 'n vreugdevolle en 'n blye dag vir elkeen wees, en baie dankie aan elke moeder vir al julle liefde en julle omgee, en dat die moeders altyd so besorgd is oor ons kinders. Ons het ook vanmôre daarom die voorreg gehad op pad van Pretoria af Witbank toe om met ons eie moeder te gesels en vir haar mooi Moedersdag toe te wens. Sy word ook nou al hierdie jaar 85 en dit weet ek verseker elke moeder, maak nie saak hoe oud die kinders en die kleinkinders is nie. Elke moeder sal altyd daardie besorgdheid in haar hart hê oor haar kinders. Mag die Here ook vir elke moeder vandag ryklik seën, nadat deur sy woord vandag vreugde en blydskap sal wees, dat die Here oor elke moeder sal bewaar en sal beskerm. Ons lees 'n paar skrifgedeeltes saam uit Psalms 103 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Dit is vanmôre se skriflesing, die tema soos wat jy sien, krake van ons lewe. Voordat ons gaan begin, as ek vanmôre by elkeen moet stil staan en vir u vertel, waar is u tekortkominge vanmôre in u lewe? Waar is die krake vanmôre in u lewe? Dan gaan u vir my elkeen iets kan sê. Dit is waarin ek swak is vanmôre. Dit is waarin ek nie vanmôre 'n boodskap het, wat ek vanmôre wag, dat die Here vir ons daardie boodskap gaan gee nie. Dit is die kraak in my lewe waar ek vanmôre swakheid het, waarin ek moet werk, maar ek moet vir die Here innooi in my lewe en sê, Here, hier is my swakheid, hier is my pyn, hier is my verlies, hier is dit, Here, wat dit nie met my goed gaan in my lewe nie. Ek vra vanmôre vir u, Here, dat u sal intree en dat u die herstelwerk sal kom doen. Ons elkeen het foute, niemand van ons is volmaak nie. My foute is nie u foute nie, u foute is nie my foute nie. Maar verseker is ons elkeen iewers op 'n pad waar daar foute is. Maar gelukkig deur die genade en die liefde en die vrede wat God vanmôre vir u en vir my en vir ons elkeen gee, is God daar bereid om vir ons die herstel te bring. En ons dank die Here ook vanmôre dat ons as sondige mense nie een kant toe geskei word nie, maar dat die Here sê, my vrede is vir jou genoeg.
Ek gee my vrede vir jou en my herstel en my liefde, want wat sal ons doen sonder die Here? Ons gaan niks kan doen sonder die Here nie. Maar ons dank die Here vanmôre dat ons 'n Vader het waarna toe ons as kinders kan gaan. Hoofopskrif van hierdie gedeelte is loof die Here, die genadige en barmhartige God. Psalms 103 vanaf vers 1 tot en met 8. 'n Psalm van Dawid, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak en die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Ter voorbereiding van die diens vir vanmôre het ek stil geraak en ek het so deur die woord van God geblaai en ek het gelees en ek het gewag dat die Here my die teksvers gee deur die diens waaroor prediking van God se woord vanmôre sal gaan. En soos wat ek deur die woord blaai, sien ek daar's baie gelykenisse van Jesus wat hy gedoen het. Daar's baie goed in hierdie woord van God waaroor ons vanmôre vir u 'n boodskap kan bring. Daar's baie. God sê in sy woord sal nooit leeg terugkeer na hom toe nie. Maar dan spesifiek wat ons dan moet doen is stil staan en sê Here spreek. Gee u vir my die woord vanmôre. Gee u vir my die boodskap wat dit vanmôre moet wees. Daardie boodskap wat vir ek vanmôre en u vanmôre so nodig het. Ons kan oor enige iets spreek. Ons kan oor enige iets 'n boodskap bring. Ons kan vir enige iets uit die woord van die Here uitbring. Maar spesifiek gee die Here vir ons die woord vir vandag, vir die omstandighede vanmôre in ons lewens, waarin ons is. En ek sê dit altyd en ek het nog altyd wat ek in die bediening is, met soveel respek gesê. Ek sal nooit op 'n kansel bring bediening van die woord vir u gee as dit my woord is nie. Sal dit my lewe sal ek dit nie doen nie. Toe ek 'n student was op Bible College, teen 'n donderdag of 'n Vrydag, ek en Teresa was nog nie getroud gewees nie, dan vra sy vir my, waaroor gaan jy Sondagmôre bedien? Dan sê ek, nee, ek weet nie. Ons is donderdag of Vrydag. Sê sy vir my, jy doen Sondagmôre die diens, wat gaan jy? Sê ek, nee, ek weet nie, ek kan nie vir jou sê nie. Weet nie. Ek gaan nie 'n woord bring as dit my woord is nie. Maar wees verseker, God is getrou. Teen Vrydagoggend of Saterdagoggend, 1:30 se kant, dan maak die Here my wakker, dan sê dis nou tyd dat ons met mekaar moet praat. Teresa ken my vandag ook in ons getroude lewe. In die nag as ek wakker word en sy sien my selfoon se lig is aan en goed en ek is besig, dan vra sy nie eens vir my, wat maak jy op jou foon nie, want sy weet die Here is besig met my vir Sondagmôre se diens. Ek moet luister, ek moet vir u die boodskap bring, maar die Here praat eers met my oor die woord en die omstandighede en dan laat hy my toe om dit vir elkeen te bring. Mag die lesing en ontvanklikheid van die woord ook dan vir u elkeen herstel en 'n nuwe lewe in Christus vandag sal bring. Is daar vandag nog soveel swakheid en tekortkominge in u en my lewe? Daar waar ons so breekbaar en broos is en ja ook stikkend is in die seer en die pyn van u en my lewe en ook van die verlede wat al verby is. Ons het ook al baie kere aan die pyn en die verlies van ons lewens so vasgehou en dit ook al vir hoeveel kere vir die Here gegee, dan kom maar nog steeds daar van benoudheid en angstigheid. Waar Jesus ook dan die broosheid van die swakheid in ons as mense en die krake in u en my lewe graag wil kom regmaak met sy liefde en sy genade wat daar in Christus Jesus is. Want waar gaan ons liefde en genade ontvang? Waar gaan ons vrede in ons lewens ontvang? Nie van die bank nie, nie van familie nie, nie van niemand nie. Elkeen kan vir jou 'n mooi pad toewens, maar ons vind dit in die woord van God en in die beloftes wat hy vir u en vir my gee. As ons vanmôre ontstel is
gaan na die Here toe. Hy sal vir u die vrede gee. As ons vanmôre bang en benoud is, gaan na die Here toe. Hy sal vir u die kalmte gee. As daar vanmôre tekort in u lewe is, gaan na die Here toe en sê vir hom, Here, voorsien aan my in my lewe asseblief, Here, want u ken my beter as wat ek myself ken. Ons kan probeer om alles reg te maak. Ons kan probeer om alles te doen. Maar die oomblik as ons vir die Here sê, Here, hier is my lewe, hier is die tekorte, sal die Here voorsien. Alleenlik in sy wil. Romeine 7 vers 18, 19 en 20. Want ek weet dat in my, dit wil sê my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie. Maar die sonde wat in my woon. Baie kere doen ons dinge wat ons nie wil doen nie, maar ons doen dit. En baie kere die dinge wat ons wil doen, kan ons nie doen nie. Dan kan ons vir die Here sê, Here, tree u vandag in ons lewens. Die Here wil vanmôre vir elkeen geliefde broers en susters sy rus en sy vrede kom gee. Ook die vernuwing en die herstel in ons verhouding met hom en die redding vir elkeen vandag. Ja, ook in die dae van doodskaduwee, waar daar gevoel van moedeloosheid en hartseer is, maar ook by die fontein van lewe en oorvloed, waar God die lewende water is, en waar almal wat van hierdie water sal drink, nooit dors sal kry nie. Prys en glo in God, dat die lewe en die hoop weer, soos 'n fontein in jou lewe sal opspring. Ons hoop is in Christus Jesus, juis omdat hy opgestaan het en hy het die dood oorwin. En die feit dat Jesus leef, is die rede hoekom ons altyd moet hoop hê in vaste vertroue en geloof in hom alleen. Hoop wat daar is, gee ook vir ons die vermoë om deur daardie storms te kan kyk en die uitkoms raak te kan sien wat daar is. Want daai elke storm sal 'n uitkoms wees. Dan het hierdie storms betrekkings op ons emosies, soos teleurstellings, swaar kry, hartseer, moedeloosheid, verlies van 'n geliefde, angstigheid en ook alleenheid in soveel lewensomstandighede. En baie kere is dit glad nie maklik nie, en as ons die woorde hoor dat alles oukei sal wees, dan is dit mos maar die woorde wat ons glad nie wil hoor nie. Ons het mos al baie kere al gehoor, man, moenie bekommerd wees nie, dit sal goed gaan. En dit is nie wat ons altyd wil hoor nie. Ons wil altyd hoor, ja, die Here sal voorsien. Dit sal vorentoe gaan. Sal dit in die wil van die Here wees. Gewoonlik vriende en familie sê, moenie bekommerd wees nie. Alles sal reg uitwerk soos wat dit moet uitwerk. Maar in daardie tyd raak ons eerder stil. Ons vra Here, wees U saam met my. In moeilike tye word ons gedagtes gevul met soveel negatiewe denke en dit veroorsaak ook dan bekommernis en angstigheid. En daar word soms moeilike dae en tye ervaar en die vraag is baie kere, maar hoe hanteer ek dan daardie omstandighede en die krake wat daar in my lewe is? Is dit ook nie so in ons eie lewe nie, dat ons soms wil moed opgee wanneer die omstandighede nie lyk soos wat ons dink dit moet wees nie. Ons het mos maar altyd 'n plan, ons het mos maar altyd 'n idee. Dit is wat ek gaan doen en dit is wat ek beplan om te doen en ek weet verseker dit gaan werk. En dan begin ons dit te doen en dan vind ons uit maar dit is ver van die waarheid af. Dan vind ons uit maar hierdie plan werk nou nie vandag meer nie. Dan begin ons moedeloos raak. Ons begin bekommerd raak, ons begin angstig raak. Ons begin te wonder, wat gaan ons doen? Maar as ons net ons gedagtes vir 'n oomblik op die Here kan rig, dan weet ons dat hierdie woorde nie te ver van die werklikheid af is nie, en dat alles ten goeie sal meewerk vir elkeen van ons. Die Here gee dit vandag vir elkeen vanmôre, sy beloftes, die versekering dat hy alomteenwoordig is. Hy sal altyd daar wees. Ek sê altyd, ons kan niks doen aan gister nie.
Ons kan leer uit ons foute uit van gister. Ons kan vandag verder wat nog vorentoe gaan wees, kan ons niks doen nie. Ons kan niks aan môre doen nie. Want die Here sê, moenie besorg wees oor die dag van môre nie. Ek sal vir jou sorg. Ons vandag daardie bekommernis, daardie seer na die Here toe bring, is hy so genadig en vir ons elkeen daardie kalmte gee. Hy is die pottebakker en ons is die klei. Ons moet kan sê, Here, kom vorm my en maak my net soos wat U graag wil. Wanneer ons lewe op God gerig hou en dit wat hy vir ons beplan en wil gee, dan sal ons gedagtes met liefde, krag en selfbeheersing gevul wees. Laat daar geloof en vaste vertroue in Christus wees, dat die ou verby sal gaan en alles sal weer nuut word. Reg deur die woord van God sien ons dat gehoorsaamheid 'n baie belangrike rol in die mens se lewe speel. Ons sien ook telke male dat manne en vroue van God, wat om gehoorsaamheid en die vrugte daarvan in hulle lewens gesien kan word. Ons sien ook in baie gevalle dieselfde manne en vroue, wat ongehoorsaam was en dan die nagevolge en wat gebeur het, daarvan moet dra. Kom ons kyk vanmôre 'n bietjie en ons raak stil by die verhaal van Dawid. Dawid wat 'n man na God se hart was, het geleef in oorwinning en oorvloed omdat hy God geëer het en ook aan hom gehoorsaam was. Maar die dag toe hy van sy bed af opgestaan het en op die dak van die paleis was, het hy 'n vrou gesien wat besig was om te bad. En die vrou was mooi van aansien gewees en Dawid het teen God se wil opgetree. Dawid het ook dan opdrag gegee dat hierdie vrou se man Uria die Hetiet in die voorpunt van die geveg moes wees en dat hy ook dan in die slag kan sneeuwel. Dawid se verlede was glad nie goed en reg gewees nie. En hy het ook 'n lewe gehad van kraak en swakheid en daardeur het Dawid se seun ook dan naderhand gesterf. Maar die Here het ook dan vir Dawid kragtig begin gebruik en hy het 'n psalmdigter geword van die boek Psalms. Ons weet ook van Petrus wat vir Jesus verloon het, waar hy gesê het, maar ek ken hom nie. Ek weet nie van wie hulle praat nie. Het Petrus se hele lewe verander. En die Here het ook naderhand vir Petrus begin gebruik vir die werke van ons. Wie is u en ek vandag om te sê, Here, u kan my nie gebruik nie. Here, ek is 'n swak mens, Here, ek het nie vanmôre, Here, antwoord op al my foute nie. Here, u kan my nie gebruik nie, want ek is nie diensbaar vir die werke van u nie. Die Here kan vir u en vir my elke dag gebruik op 'n besondere manier. Ons moet net vir die Here toelaat om met ons te deel, met ons te werk, soos wat hy graag wil. Wil vanmôre vir u sê, geliefdes, die oomblik as ons gaan stil staan, sê Here, hier is my lewe. Here, hier is my foute. Here, hier is my swakheid. Wees u naby. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Naomi het 'n verlede gehad wat gevul was met verlies. Haar verlede was moeilik geweest want haar man en seuns is op 'n jong ouderdom oorlede en sy het alleen agtergebly. Haar lewe, wat dit met haar goed gegaan het, was skielik dolleeg geweest. Sy het met haar skoondogter Rut as enigste metgesel na haar tuisdorp toe teruggekeer. Die woorde van Jeremia herinner ons daaraan dat selfs wanneer ons ver van God af voel, wanneer dit voel asof hy ons verlaat het of dinge oor ons laat kom het, is die Here nog steeds aan die werk. Hy is 'n God wat herstel, herbou en ook verlos, ongeag u en my omstandighede, wat daar dalk vandag en vanmôre moet wees. Vir Naomi het dit 'n tydjie geneem om dit te kon sien, en het God vir Naomi nog steeds met sy goedheid oorlaai. Sy genade het haar skande bedek, haar lewe herstel, en vir haar meer gegee as wat sy ooit kon dink. Ons moet gehoorsaam aan die Here wees, en nie net na die woord luister nie, maar ook doen wat hy vir ons vra om te doen en te sê. Dit is die vreugde
wat ons in die Here gevind kan word, wat vir u elkeen sal deurdra. Habakuk het ook vrees gehad en gebewe, omdat hy moes wag op die dag van benoudheid, dat dit gaan aanbreek vir die volk, wat op hulle aanval wil maak. Hy het gestaan en gesien dat daar geen uitkoms was vir hierdie aanval wat op pad is, nog voordat dit by hulle is nie. Nogtans het hy ook dan Habakuk 'n besluit geneem, dat hy vir homself in die Here gaan verbly. Habakuk het gesê, dit maak nie saak wat gaan gebeur in hierdie aanval nie. Dit gaan nie meer saak maak wat op ons pad gaan kom vandag nie. Ek gaan my nog steeds in die Here verbly. Dan wil ek vanmôre vir u sê, dit maak nie saak wat vandag en môre gaan gebeur nie. Dit gaan nie saak maak of ons by 'n sterfbed van 'n geliefde staan nie. Dit gaan nie meer saak maak waar ons swak is in ons lewe nie. Ons gaan ons steeds nog in die Here verbly, want dit is waar ons krag en ons heil en ons psalms is. Die vreugde en die vrede wat ons ervaar wanneer ons onsself in die Here sal verbly, bring ons by 'n plek van oorwinning. Dat die Here die redding en die veranderinge sal bring. Baie keer raak ons so afvallig in ons omstandighede. Baie keer as daar kraak in ons lewe en ons verhouding met God is, selfs kraak in ons huwelik is, of wat ook al en goed, dan staan ons terug en ons sê, Here, ons raak nou moedeloos. Daar is niks meer nie, Here. Ek wil nie meer so lewe nie, Here. Ek gaan nie meer hierdie pad stap nie, Here, want U versaak my. Sê die Here, ek sal saam met jou wees. Die oomblik as ons deur daardie dal van moeilike probleme en seer en pyn gaan, en ons hou aan die Here vas, dan sal hy vir ons elkeen die uitkoms bring. Ek wil vanmôre sê, as ek in stikkindheid hierbo staan en goed, kan ek dan die Here aanroep en vir hom sê, Here, help vir my. Ja, want die Here is 'n waarmaker van sy woord, en die oomblik as ons dit vir die Here gee, wat nie maklik is nie, is ons meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Dan is dit vir my en u makliker, om daardie vrede in ons hart te kry, om te sê, Here, laat u wil geskied. Kan ons nie net môre nog 'n dag met hierdie pyn wil sit nie? Kan ons nie net volgende week nog met hierdie pyn wil deurgaan nie? Kan ons nie volgende week nog steeds wonder en besluit, wat gaan ons maak nie? Is dit nie vanmôre tyd, geliefde broers en susters, dat ons vanmôre ons lewe nou na die Here toe moet bring en vir hom sê, Here, hier is ek 'n swak mens. Ek is 'n verlore kind, Here, sonder u. Gebruik my. Vat my omstandighede en herstel u dit. Habakuk 3 vers 17, 18 en 19. En Habakuk 3, 17, 18 en 19. Al gaan dit hoe sleg met ons, al sien ons vandag niks in ons lewe nie, al is daar vanmôre 'n droogte in u en my lewe, al is daar vanmôre 'n oomblik wat ons voel, Here, ek is klaar. Dit is vanmôre ons geloof in Jesus Christus vat en doen wat Habakuk 3 sê. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die draad van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Saailande geen voedsel oplewer nie. Kleinvee uit die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle wees. Al sal daar leegheid in ons lewens wees, al sal daar niks meer wees nie, al sal ons vanmôre kan stil staan en sê, Here, dis 'n oomblik van verootmoediging voor u, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my tree op my hoogtes. Vir die musiekleier op snaarinstrumente. Nogtans sal ek jubel in die Here. Nogtans as daar nie voedsel op my tafel is nie, nogtans sal ek jubel en juig in die Here. Dit is 'n oomblik van geloof en vertroue in God. En wanneer ons leer om soos Habakuk te praat en te sê, al gebeur die dinge nie soos wat ons dit graag wil hê nie, dat dit moet wees nie, nogtans
sal ek nog steeds my geloof in die Here behou. Die vaste vertrou op die dinge waarvoor gehoop word, maar dit nou nog nie gesien kan word nie. Ja, dit is nie altyd maklik nie, en dan wil ons altyd nie die waarheid hoor nie. Maar die woord van die Here sê dat die waarheid, ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal vir julle vrymaak. En dit is juis in daardie tye, wanneer dit nie goed gaan nie, dat ons vanmôre aan die beloftes van die Here net maar kan vashou en op sy woord kan vertrou, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Ek glo dat wanneer ons so baie beloftes en vrede van God ontvang het, moet ons onsself net weer herinner aan wie God is. Die Here sê sy woord sal nooit leeg terugkeer na hom toe nie. Wat hy vir ons elkeen sê, so sal dit wees. Aanbidding en gebed en lofprysing bring vir ons so nader aan die Here. En kom ons begin vandag om ons gedagtes met God se beloftes te kan vul. Word vernuwe en gevorm deur die Gees van die Here, en hy sal die krake wat daar is verander in 'n nuwe groei in u en my lewe, elkeen van ons. Romeine 12 vers 2, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Sy gedagtes en sy planne is ver bokant ons eie gedagtes, en die Here het 'n plan met elkeen van ons se lewe. Die Here sê in Johannes 10 vers 10 dat hy het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Moenie meer verder vas aan die foute van die verlede nie. Laat dit gaan en aanvaar God se vergifnis vandag daarvoor. Jesus sê dat hy die weg en die waarheid en die lewe is, en wie na hom toe kom, sal hy nooit verwerp nie. Die oomblik as ons vir die Here al die vertroue kan begee, en ook die sorge van die lewe. Hiermee net 'n laaste boodskap ter afsluiting van hierdie diens, en dit is nodig dat ons die Here weer deel sal maak van ons hele lewe, en nie net van 'n gedeelte daarvan elke dag nie. Dit is vanmôre nodig dat ons kan stil raak, en die Heilige Gees wat nou hier teenwoordig is, dat ons vanmôre en ek daai besluit gaan maak, om te sê, Here, nie meer ek nie, maar U alleen. Dan staan ons in oorwinning, en ons sal in verwondering staan oor God se getrouheid en sy goedheid en sy guns. Het is nodig dat ons Here weer deel sal maak van ons hele lewe. Hy is net in 'n gedeelte van ons gedagtes, maar ons laat hom nie toe om Here oor al ons gedagtes te wees nie. Hy is 'n deel van 'n gedeelte van ons dae, maar ons laat hom nie toe om Here oor al ons dae te wees nie. Ons nooi hom om deel te wees van sommige van ons besluite, maar ons laat hom nie toe om Here oor al ons besluite te kan wees nie. Kom ons nooi die Here vandag weer terug in ons lewens. Ja, nie net vandag nie, maar ook elke dag van vandag af. Kom ons laat toe dat die Here van vandag af weer deel van ons lewens sal wees. Maak nie saak waardeur jy vandag gaan nie. Ek weet vanmôre verseker, hier is iemand wat sit met soveel pyn en soveel vrae. Ek weet nie wie is u nie. Die Here weet, hy ken u by u naam. Maar is iemand wat vanmôre hier in hierdie gemeente sit, in hierdie diens, wat sê, Here, ek weet nie meer nie. Here, ek weet nie, ek het alles al probeer. Ek het alles al gedoen. U weet dat ek getrou is. U weet dat ek in u glo. U weet dat ek weet my redding en my uitkoms sal van u al wees. Maar er is iemand vanmôre wat hier sit wat sê, Here, ek kan nie meer nie. Wil ek vir jou sê, of wie jy ook al is, die Here sê in sy Gees nou vir jou, ek sal saam met jou wees. Ek sal vir jou voorsien. Ek sal vir jou sorg. Gee my net weer 'n kans in jou lewe.
Gee my net weer 'n kans. Die Here hoef hom nie self aan ons te bewys nie, want hy is almagtig. Maar die Here het vanmôre u naam op sy lippe. Kom ons nooi nou die Here weer in ons lewens terug in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hoeveel kere was daar nie al uitnodigings gewees nie, dat die Here ons elkeen se naam geroep het en saam met ons wil kom maaltyd hou nie. Hoeveel kere het ons al hierdie bekende skriflesing van Openbaring 3 vers 20 gehoor? Die Here sê, ek staan vanmôre by die deur van jou hart. Ek klop, gaan jy my toelaat weer in jou lewe? Gaan jy weer toelaat dat ek beheer neem oor jou lewe en jou besluite? Maar die lewe se versoekinge en plesier bring 'n skeiding tussen ons en God. Laat 'n bekering wees en teruggekeer word na die Here toe, dan sal die verlorenheid, die leegheid verander word in 'n lewe van voorsiening en oorvloed. Want die woord van die Here sê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. Baie kere kry ons dan sê, pastoor, maar jy moet vir my bid, ek gaan deur 'n moeilike omstandighede in my lewe. Pastoor, jy moet nou vir my intree by die Here, kom bid net vir my asseblief. Dit is alles reg. Maar kom ons bid. Bid jy vir die Here en ek sal saam met jou bid. Vra jy vir die Here wat se omstandighede, dat die Here vir jou die uitkoms sal bring, dat die Here vir jou die voorsiening sal gee. Die Here sê in sy woord, bid vir mekaar. Die Here het vanmôre, voordat ek hierdie diens gaan afsluit, vir u en vir my 'n belofte. Die Here het vanmôre nou vir u 'n belofte. Neem hierdie belofte in Jeremia 4 vers 1 en maak dit u sin. As jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. En as jy jou verfoeisels van my aangesig gaan verwyder, hoef jy nie rond te swerm nie. Kom ons neem dit wat 'n skeiding bring tussen ons en God vanmôre en vandag. Kom ons neem dit weg. Kom ons maak klaar met die dinge wat nie in God se wil is nie. Kom ons maak klaar met daardie versoekinge in ons lewens. En ons laat die Here weer toe om saam met ons maaltyd te kan hou. Dan hoef jy nie rond te swerf nie. Nie op die strate rond te swerf nie. Daar sal standvastigheid wees. Die Here sal weer voorsien. Maar die Here het vandag ook dan 'n uitnodiging aan ons elkeen toe, Matteus 11 vers 28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die Here sê ook, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, en al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Bring die pyn en die swakheid van u vandag, en gee dit vir die Here, en ontvang sy vrede en sy liefde en sy genade in u lewe. Bring dit vanmôre wat nie maklik is nie, bring dit vanmôre en gee dit nou vir die Here, in die stilte nou. Sê, Here, hier is my swakheid vanmôre. Here, hier is die kraak in my lewe vanmôre, wat ek niks meer aan kan doen nie. Neem u dit, Here, en herstel u dit asseblief. Laat die Here ook dan sy werk in u lewe sal voltooi. Mag die Here ook dan, as al vandag die kraak en die foute nie in my lewe is, die herstel en verandering sal bring. Gaan ons die Here toelaat om sy werke te voltooi in ons lewens? Ja, want ons weet, hy is ons saligmaker en ons verlosser. Hy is ons redder. Dit is ons krag en sterkte van voorsien sal word. Ons kan nie die Here net gebruik in tye wanneer dit swak gaan nie. Ons moet die Here gebruik in tye wanneer dit ook moeilik gaan. En ook in goeie tye. Wanneer dit met ons voorspoedig gaan en wanneer dit goed gaan, dan kan ons nog steeds die Here loof en prys en aanbid. Mag die woord van God ook dan vir die elkeen ryklik sal seën vandag.
Mag die Here ook vir u elkeen die begeertes van die harte gee. Mag die Here die vensters van die hemel geopen maak. Here, vergroot my grondgebied. Here, maak daar die deure toe in my lewe wat nie meer daar mag wees nie. Here, maak vir my nuwe deure in my lewe oop. Waar ek en u vanmôre by 'n tekort in ons lewens staan, of dit 'n lewensbehoeftes is of ons verhouding met die Here, kan ons vanmôre vra, Here, draai my lewe om terug na u toe. Here, ek erken, ek het u vanmôre nodig in my lewe. Here, ons erken vanmôre, ons het u nodig in ons lewens. Here, ons erken vanmôre dat ons swak is, dat ons vol pyn en hartseer en bitter is. Maar Here, daardie klip wat ons hart is, neem dit weg. En bring ons die vrede van God in ons lewe. Mag die woord van God ook dan u paaie gelyk maak, vir elkeen ryklik seën en saligheid sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie Here dat ons vanmôre kan hoor wat u deur die woord met ons elkeen praat. Here, dat ons vanmôre kan stil raak, Here, dat ons vanmôre ons behoeftes, Here, na u toe kan terugbring. Here, bring ons nader aan u, Here. Verander ons gedagtes, Here, verander ons denke, verander ons dade, verander ons optredes. Here, dat ons vanmôre op 'n punt en 'n dag in ons lewe kom, wat ons kan erken, ons is verlore sonder u. Here, dat ons nie meer teen die wêreld se verfoeisel sal vaskyk nie. Maar dat ons vanmôre, Here, ons knieë sal buig voor u en vir u vra, Here, wees u saam met ons. Here, dit is tyd dat ons sal luister as u met ons praat. Dat ons gehoorsaam sal wees, Here, en bring vir ons die vreugde en die vrede in ons lewens. Dat in die goeie tye dat ons u nog steeds sal soek, Here. As die aangesig sal soek, Here, en u sal aanroep. Ook in die dal van doodskade wee, Here, dat ons weet, u sê in die woord, u sal ons nooit begewe nie en verlaat nie. U sal ons nooit alleen los nie. Dankie vir u woord, Here. Dankie vir 'n nuwe lewe in Christus. Dankie vir die verlossing en redding wat u bring. Dankie vir die vensters van die hemel wat oor ons geopen is, Here. Dankie, Here, dat u ons grondgebied vergroot het. Seën ons met u krag en u sterkte. Vergewe ons se sondes en swakhede. Here, en dankie ook dat ons as getuienis, Here, vir u mag wees. Seën ons tiendes en ons offergawes. Seën dit waarmee ons besig is, Here, en word u daardeur verheerlik. Dankie, Here, dat u ons foute vergewe het. Dankie, Here, dat u ons sondes vergewe het. Wees verder saam met ons deur hierdie dag en die week wat voor lê en die maand, Here. Seën ook so vir pastoor Kiewit en Lorraine, hulle dat hulle veilig sal terugkom, Here. Dankie ook vir herderspaar waarna ons kan opkyk. Gebruik ons, Here, verander ons en stuur ons waar u graag wil hê ons moet gaan. Ons het 'n verwagting om in u teenwoordigheid te wees. Seën elkeen vanmôre, Here. Seën ook u woord, Here. Ons dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus naam.